Welkom by hierdie week se AMT vleisprys-oorsig. Die week kyk ek hoekom daar nou so groot verskil tussen die slaglam en stoorlampryse tans is en sien ook dat lucernpryse styg en ook dat daar nou goeie nuus weer vir ons wolboere is. Als in die week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Voor ek met die pryse afskop hierdie week, wil ek daarom net asseblief almal vra om die video's te like en share waar ook al jy dit kyk. Dit sal vir ons baie beteken en sal verseker ons help om aan te hou om al hierdie inligting aan almal verniet beskikbaar te kan stel en natuurlik 'n gelyke veld vir die koper en verkoper al buite te sit en 'n baie meer kompeterende omgewing te skep vir almal. Kom ons begin maar weer by die beesvleispryse en sien ons dat daar goeie nuus was met die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg wat gestyg het na R34,38 per kilogram met direkte of uit die hand verkope dan ook opwaarts na R35,10. Ligter kalvers tussen 160 en 200 kg styg na R34,19 met swaarder kalvers tussen 250 en 300 kg waaraan daal na R32,49. Bulkalvers wat gemiddeld op 220 kg geweeg het, staan op R32,79 met verskalvers nou op R31,20. Die gemiddelde prys in die Vrystaat handhaaf dan ook sy huidige vlakke op R35,03 met die prys in die Noordwes wat dan mooi gestyg het na R35,10 laasweek. Ons het sommer lekker reën gehad in meeste produksieareas en kan van die produsente dus kans sien om weer bietjie meer diere deur die winter te dra. Dit lyk vir my of ons hierdie jaar hoër prysvlakke gaan handhaaf as laas jaar weens minder aanbod en produsente wat dalk so 'n bietjie kan terughou en vraag wat ook hoër kan wees vanaf die verbruikers en ook die graanboere. Vir nou kan ons egter meestal sywaartse kalfpryse sien en dan weer van begin Mei in 'n laer prysvlak in beweeg. Soos verwag het slagpryse dan begin styg met die A23 karkasprys op R55,60 en die C-graadprys hoër op R47,11. Dit lyk of ons teen die einde van die maand moontlik nog hoër karkaspryse kan sien weens beter vraag en soos ons nader aan Paasnaweek beweeg. Die gemiddelde koeiprys het dan laasweek gestaan op R11,069 per kop of R21,75 met dragtige koeie op R15,360 per kop. Die nuutste bulprys het ingekom op R24,02 per kilogram. Die gemiddelde stoorlampryse het dan gedaal laasweek na R40,64 met die slaglampryse skerp op na R43,89 per kilogram. Direkte stoorlampryse daal ook en verhandel nou op R39,78 met direkte slaglampryse of uit die hand verkope se slaglamprys op R44,40. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat handhaaf sy huidige vlakke en staan op R43,60 met die prys in die Weskaap op R41,50 per kilogram. Ons is steeds so gemiddeld 10% bo laasjaar se prysvlakke, maar wel nog onder die vlakke wat ons in 2022 gesien het. Agraadpryse bly hoog as gevolg van slaggetalle in die noordelike produksieareas wat dan steeds laag is. Dis ook hoekom ons dan nou die groot verskil tussen die slaglam en die stoorlampryse sien. Maar volgens sommige agente kan ons binnekort lewe in die stoorlampryse ook weer sien. Ek dink so van begin April af. As ons na historiese tendense gaan kyk, kan die lamprys wel bietjie terugsak teen die einde van Maart of oor die volgende 2 weke, maar van daarna weer styg tot einde Junie, soos die aanbod in die winter ook minder behoort te raak. Slagpryse handhaaf sy hoë vlakke met die A23 prys op R98,89 per kilogram, terwyl die C23 prys styg na R65,19 met slaggetalle wat laag bly. Gebaseer op historiese seisonale tendense kan die A23 prys vir nou eers sywaarts bly en dan na Paasnaweek weer sterker begin opwaarts neig en dan moontlik 'n hoogtepunt teen die begin van Julie weer bereik wanneer hierdie pryse tradisioneel op sy hoogtepunt elke jaar is. Baie goeie nuus is vroeër genoem vir ons wolboere is dat die RWS skoonwolprys met ongeveer 4% gestyg het laasweek na R186,35 terwyl die nie RWS wolpryse ook styg na R182,02. Wolpryse in Australië styg dan met meer as 1% na 'n gemiddelde prys van $12,42 per kilogram. Dit was natuurlik ten spyte van die Amerikaanse dollar wat verswak het en die rand en die Australiese dollar wat versterk het.
Daar is bietjie laer aanbod van Australië weens droogtes, maar is dit ook besig om die kwaliteit van die wol na die mark negatief te beïnvloed. Dit lei na minder hoë kwaliteit wol wat beskikbaar is en pryse wat dus opwaarts beweeg. Die sterke rand kan egter die stygings bietjie teenwerk in ons plaaslike mark oor die komende week. Die hoendermark beweeg baie sywaarts die afgelope week met die gevriesde ex-abattoir prys bietjie hoër op R33.19, varspryse op R36.87 met die EQF prys op R33.29 per kilogram. My gevoel is dat ons naby aan hierdie prysvlakke kan bly tot die einde van hierdie maand of vir die volgende 2 weke en dan weer bietjie styg soos ons in April en Mei maand in beweeg. Varkpryse handhaaf huidige vlakke met die nuutste spekvarkprys op R32.43, die vleisvarkprys op R32.70 met die nuutste worsvarkprys op R25.78 per kilogram. Tradisioneel behoort hierdie pryse nog bietjie te daal nou weens laer vraag soos ons in die winter ingaan, maar druk op aanbod kan dit teenwerk en kan ons dus moontlik eerder sywaartse pryse sien tot en met die einde van Julie. Die nuutste grootbokprys daal dan na R35.72, kleinbokpryse daal na R51.12, mediumbokpryse daal na R45.46, terwyl bokkooipryse styg na R44.58. Die verwagting is dat hierdie pryse steeds wisselvallig tussen weke behoort te bly, maar in 'n algemene opwaartse tendens van nou af te begin inbeweeg. Lucernpryse styg soos ons nader aan die winter beweeg met die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys nou op R3.200 per ton. Prima lucern styg na R3.800 terwyl graad 2 lucern op R2.700 per ton verhandel. Dit is natuurlik boerpryse of produsentpryse. Die invoerpariteitsprys vir sojameel verhandel hoër op R11.258 terwyl geelmielie en sonneblompryse ook dan bietjie gedaal het die afgelope week. Die vraag na chop is besig om op te tel weens voerkraal is 'n vraag wat ook nou verhoog en is ons nou weer in speen tydperk. Die kopers bly egter baie pryssensitief vir enige hoër pryse en is daar ook nou genoeg chop steeds beskikbaar wat die opwaartse momentum natuurlik teenwerk. As gevolg daarvan het die prys slegs met R50 per ton gestyg en staan op R3.450 per ton. Minder maaldae wat minder aanbod tot gevolg kan hê, tesame met beter verwagte vraag, kan weer choppryse ondersteun oor die volgende maand. Los vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale. Ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom by een van ons WhatsApp groepe aan te sluit. Ons deel al hierdie inligting soos spesiale verslae en spesiale aanbiedinge daar ook met almal. Ek sit dan ook al die skakels na sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.